kyk hoe mooi met die Oh. sterre. 'n romantiese So romantic. piknik onder die hemel. What even? Hier is nogals lekker. Ek kan nou nie slaap raak. Oorie, Loki, even me. Vir die wat net luister en nie kyk nie. Ons wil net vir julle 'n idee skep van wat besig is om te gebeur. Ek en Mia het nou net 'n lekker vet lunch ingewerk. Met die lekkerste piesangbrood ever. My buurvrou het vir ons, so sy is vriendinne met iemand wat op 'n plaas werk of iets en sy kry net die hele tyd free vrugte. En toe het sy vir ons soos 'n ton piesangs gebring en ek het hierdie hele week elke dag 'n piesang vir gym geëet en daar was nog steeds baie oor en ek kon nie meer dit eet nie, dit was nie meer reg nie. Soos is reg, maar nie reg vir eet nie, as dit sin maak. So, toe word dit 'n piesangbrood en hulle het helfte van dit gekry en hulle sê dis baie delicious en ons het nou die ander helfte obliterate en dit is nou verby en nou kan ons weer beter wees. Dit was jam. Dankie dat jy dit met my gedeel het. En dankie Richelle se buurvrou. Dit is 'n plesier en dit is 'n plesier namens hulle. Ja, en nou na ons bietjie gesels het ons besluit dis nou weer tyd vir ons om ons volgende baie opwindende episode te rekord, wat gaan oor liefde en alles wat daarmee gepaard gaan. The season of love, want dis immers Februarie om die draai amper. Wat ook my en Richelle se gunsteling maande is, want dit is ons verjaarsdag. Ons verjaarsmaand. Ja. En nou lê ons hier so op 'n piknikkombers met kussings onder ons nekke en koppe en kyk vir die hemel op die gras. En die kat was nou net by ons, maar sy is nie meer nie. O, hier kom sy. Hallo. Asof sy geroep is. Hallo Roxy Poxy. Ja, die kat is distracting. Sy is net so cute en sy love me as 'n Dink jy skoene. sy het al 'n lover gehad? Weet jy, ek het al gewonder daaroor want toe ons nog in Potties gebly het, was daar so 'n gemmerkat. En ons het begin hierdie gemmerkat Matthewus noem. Want elke nou en dan het Matthewus hier by ons kom kuier. Maar die ding is ons het nooit vir Roxy en Matthewus bymekaar gesien nie. Maar Matthewus was definitief agter iets aan. So ewen hy het al moontlik net gechaaf, you know? Ja. Maar ons weet nie en Cute. toe by ons vorige woonstel toe was daar 'n swart kat met die naam nee, onthou nie, ietsie soos Boots of ek weet nie wat die kat se naam was nie. Maar Roxy en hy het actually saam tyd spandeer. Maar sy het nie regtig ooghare vir hom gehad nie. So ek weet nie of sy regtig 'n pot is wat 'n deksel nodig het nie. Maar dis waar al die goeie relationships begin. Dis soos ek was eintlik regtig nie interested in hom nie. Soos hy het my eintlik soos geïrriteer en nogals kwaad gemaak. En dan whoops. Ja, maar ek weet nie of dit legal sou wees vir haar en daai enetjie om by mekaar uit te kom nie, want daai enetjie sy was soos 10 jaar sy senior. En dis alles goed en wel in today's day and age en ons love en ons aanvaar enige verhoudinge behalwe as dit te doen het met underage liefde. En daai ander enetjie was definitief underage. So maybe is dit goed dat hierdie twee se paadjies geskei het because it would have been very embarrassing and controversial. Julle het weggetrek en dis dit amper soos 'n Romeo en Juliet situation. Ja, my is sy vir ewig single want sy kan nie aanvaar dat haar one and only love nou van haar af weg moes gaan nie en ek dink nie sy sal ooit weer haar hart kan oopmaak nie. Ja. Sy gaan nou maar net jy weet, nou die dag toe kyk ek na my en Morney se trousertifikaat. My word, ek dink ek het al ooit 'n trousertifikaat in my lewe gesien. Ooh, ek gaan jou moet wys. Het julle vingerafdrukke, is dit op die sertifikaat? Ek kan nie onthou nie. Maybe. Maar toe kyk ek daarna, toe sien ek daar's gespesifiseer ek is getroud met 'n bachelor, wat sin maak, maar Morney is getroud met 'n spinster. Is die term wat hulle gebruik het vir my. Ja, ek beloof. Ek het nie geweet. Anyway, apparently was ek 'n spinster, wat beteken jy's 'n spinster? What the freak? Het jy ooit gedink jy gaan 'n spinster wees? Nee, en nie op freaking in writing nie. Ja, officially in the government documents. Dit is so odd. Ja, so dit is crazy. Maar anyway,
op die noot van Februarie en alles wat daarmee gepaard gaan. Imagine, sorry, ek Nee, sê, kom ons gesels. ons noem ons as 'n ou, dis sy bachelors en ons noem die meisie se bachelorette, die partytjie. Imagine ons het dit 'n spinster party genoem. Soos 'n hens party, noem hulle mos dit, Ja, wat ja. ek ook nie weet wat dit is nie. Maar ja, spinster. En dan gaan jy almal vir spinklasse. Of wat is daai as poestertjie het mos, of wie het daar, nee, Rapunzel, of wie het hulle vinger geprik? Sleeping Beauty. O ja, en dan sit mos daai ou wat so met die wiel sit en goed Ja. spin. Dit is die activity wat jy dan moet doen op jou spinster. Ja, ek aand. sien net klomp meisies wat in 'n ring sit en soos 'n serpie brei of iets. Ja, Anyway. in sulke dungeon met daai groot houtwiel wat die garing of 'n ding so om dit mos spin en dan trap jy met jou voet so. So ek wil net vir jou sê volgende keer as jy baie oulike soos bachelorette of trou of enige so sulke tipe inspo goed op Instagram raakloop, onthou net dis nie hoe dit gaan lyk nie. Jy gaan nie 'n party hou nie, jy gaan so saam met die oumas en die bazaar tannies in 'n sirkel sit en naaldwerk doen. Ja, Want dit is wat dis wat die government spinster moet verwag. doen. Ja. Ja. Dis terrible. En imagine om soos 'n spinster in jou 20's genoem te word. Dit voel net nie reg nie. Ek voel mens mag eers 'n spinster wees van die ouderdom van soos 48 af. Ja, facts. Nee, dit is nie. Wat so ek het nou dag vir Risha klomp bachelorette theme idees gesien. Nie vir haar nie, obviously. Ek sal weer een hê. En ek kan nou nie onthou wat was daar een. Die een was regtig cute van ietsie met die sea, soos Ja, ek kan ook nie onthou she's nie. getting new semen. Nee, maar dit was nie dit nie. All aboard. Ag man, ek moet nou onthou. Okay, kyk op Laat die ek gou foon. check. Oh, ek het dit. All I see is love. Oh. En dan is die theme soos beach en see en yacht en stuff. Dis cute. Dit is En dan die bridal shower idee wat ek gedink het is cute is the perfect pair. Iets is dit. As she found whatever. En dan al die dekor pere en parels. oulik. Ek love dit. En ek love dat ons nog die geleentheid het om vir jou so iets te organise eendag. Ja. Weet, want as jy eers getroud is dit nie meer. Dan begin mens nou fantasize oor hoe gaan jy eendag jou kinders se verjaarsdagpartytjies doen, want Ja, niks gaan meer oor jouself nie. sorry. Ja. Sucks to be married apparently. But it doesn't suck to get married. Ja. So ons wil hê dit moet vir jou Dis gebeur net sodat all ons kan downhill. experience. Ek joke. Ek's nou in my prime. Van, Ja. van soos hoe jy tegnies die middel van jou lewe op die ouderdom van 20 reach. Maar dis obviously nie fisiese jare nie, dit word gecalculate op soos 'n skaal van wat se chunk van jou lewe. Ag, ek weet nie hoe dit werk nie. Dit gaan oor die memories wat jy accumulate en soos die soos wat ek gesê het, as jy 5 is 1 jaar 20% van jou lewe en as jy 50 is 1 jaar 2% van jou lewe. So dit gaan oor soos jou soos wat jy ouer word is 'n jaar net minder werd basically. So ja, as jy 20 is dit eintlik die middel van jou lewe en nie 40 nie. Woah, dis hektiek. Ja, dit is hektiek. Dit beteken oor 2 jaar Mia, het jy al 10 jaar terug die middel van jou lewe bereik. Hektiek. Dis Stuff. Sure. Anyway, In geval hierdie Season of episode love. was nie om mense te laat freaking deur 'n existentialistiese krisis te gaan nie, maar maar hier is ons nou. dit was eintlik om dat julle verlief en verlore moet voel. Ja, dis hoekom ons gesels het oor hoe kort die lewe is. Ja. Verlief en verlore, die maand van liefde. En mens kan kind of as ons nou gesels het oor ons wat verjaar in Februarie, is dit tegnies net 'n beklemtoning van die feit dat dit die maand van liefde is, want om soos kinders wat gebore word is 'n teken van liefde. Ja. En
ons twee is bewys dat ons die produk van liefde is en dat Februarie die maand van liefde is. En tussen my verjaarsdag en jou verjaarsdag is daar so 'n mooi daggie wat mens noem Valentynsdag, 14 Februarie en ek dink party mense jy weet het nou hierdie woord gehoor en sommer sulke sterretjies in hulle oë gekry en dink, kan nie wag vir Valentynsdag nie. En die ander helfte is soos oh my goodness, so right. Commercial holiday. Ja, ek verstaan nie what a waste is net vir companies om geld te maak. Ja, kom ons delf daarin. Let's do it. Wat se kant neig jy? Too commercial, too overrated versus so what, dis 'n geleentheid om iets vans te celebrate. Kom ons, let's do it. So as iemand praat van Valentine's Day, dan sien ek net daai cheap hartjie chocolates wat eintlik regtig terrible proe, maar eintlik so lekker is. Ek sien daai plastiek papiertjie met 'n plastiek roos en 'n teddybeer wat op dit is. Wat soos R15 kos. Ja, definitief. So, ek het dit nog nooit gesien as 'n commercial holiday soos geld maak situasie nie. Obviously ja, ek kan verstaan dat dit is. Maar vir my is dit net soos, en dit sluit eintlik nou in met wat Mornay gesê het, die lewe is so kort. Soos enige oomblik of situasie of geleentheid, dis die woord wat ek wil hê, waar jy net soos bietjie van goedjies kan doen of mense bederf of bederf word of net die lewe soos bietjie geniet. Soos dan jy het soos 'n excuse om iets van en buite die normal day te gaan doen op daai dag, of val dit op 'n maandag aand of whatever. Ja. Dis hierdie jaar op 'n Saterdag, by the way guys, dis nogal huge. Maar ook dit sak, want in anyway op Saterdag doen mense van goed. So maar die keer is dit net so ekstra spesiaal. Jy weet soos 'n bietjie kersies, jy kan nou die hele dag Valentine's, jy hoef nie net die aand nie, jy weet. Ja, en soos jy hoef nie te dink, mense hoef nie rational te wees op daar soos dit nie. Jy hoef nie te dink, okay, ek moet eintlik reg eet want soos jy weet ek wil nie sleg wees of ek wil nie eintlik fun geld day. spandeer nie, maar soos jy hoef glad nie guilt te voel as jy op 'n spesiale dag 'n spesiale iets gaan doen nie. Yes. En dit is wat lekker maak en ek dink, ja, ek sien saam met jou, ek op dieselfde bladsy as dis net 'n geleentheid om van te hê en om ietsie bietjie ekstra spesiaal te maak. Why not? Wie maak dit seer? En die mense wat sê dit is soos hierdie massive commercial ding, ek hoor jou en ek kan sien hoekom jy so sê en ek stem saam dat dit kind of is wat dit is, maar dit hoef nie vir jou dit te wees nie, dit hoef nie 'n duur excursion te wees nie. Ek sien nou eendag hierdie op Instagram hierdie video van hierdie couple wat vir date night net soos tacos by die huis gemaak het, which jy moet anyway eet, en dan het hulle op die TV 'n beginners soos salsa klas opgesit soos YouTube, en dan het hulle net die aand soos probeer om 'n dansie soos reg te kry en te oefen. Dis so oulik. Ja, en dit het so van gelyk en dit was nou soos dim lights en kersies en ek het net gedink, jy weet, soos op watter random naweek gaan jy net besluit, kom ons doen dit nou, maar soos Valentynsdag is die beste geleentheid om ietsie bietjie buite die norm te doen. Soos, weet jy wat irriteer my as mense sê, elke dag is Valentynsdag in ons huis, dan sê ek net soos, nee, dit is nie. Dit kan nie wees nie. Jy kan nie elke aand 'n candlelit dinner special, soos, life doesn't allow it. Nee. Dit is nie dieselfde nie. En ook as jy die heeltyd dit gaan experience, soos ek voel, wat maak dan spesiaal as spesiaal nie spesiaal is nie? Ja, exactly. Ek kan nie glo dit het sin gemaak wat ek nou net gesê het nie. Wat dit het. Ja, ek weet nie, ek love net Valentynsdag en nie oor, dit gaan nie vir my eers oor die verhouding aspek of van nie, dis ook soos, was vir my so lekker om saam my maatjies soos mooi aan te trek, of sy nou maar eendag gaan uit eet. Kon jy op skool gewone klere dra op Valentynsdag? Jy mag ietsie rooi dink ek gedra. So ek onthou, lintjie of something. In laerskool kon jy gewone klere op Valentynsdag dra, at least in my ou skool, en toe, ja, skuif ek skole wat ook in laerskool was, en toe na dit is dit elke keer ietsie rooi. En obviously op skool wens jy die hele tyd vir 'n gewone kleredag, want jy wil net bietjie jouself kan
express, maar even die bietjie rooi wat ek kon add was cute. Soos ek het dit gelike en dit het baie ge-add aan die vibe van die dag nog steeds. Dis een van die goed wat vir my kind of signature is aan my memories van Valentynsdag is the hint of red, daai rose, fake rose wat van klas tot klas verkoop word, R10 'n roos, en Valentynsbal. En Valentynsbal is Secret admirers. hoorie, ek het al vertel van my secret admirer op skool. Nou ja, ek het definitief sure. die storie gaan 'n klokkie lui, maar laat ek dit weer vertel in the spirit of Valentine's Day. My ma het begin as 'n onderwyser by my skool toe ek in graad 8 was. En toevallig daai jaar, of ek dink dit was graad 9 maybe. Ek die storie begin klaar klokkie lui. Ja. Toe eendag toe roep mense my oor die interkom, soos die kantoordame en sy sê, "Risha, kan jy asseblief kantoor toe kom, wat en ek sê, wonder wat nou net gebeur, okay. Ek gaan kantoor toe en ek kom nou aan en hier is hierdie baie oulike rooi boxy lint chocolates. En ek sê soos, oh my word, dit was nie 'n briefie by Was dit op Valentine's of? op Valentynsdag Okay. by die skool. Ja, so dit is, oh my goodness, ek het 'n secret admirer. En jare later vind ek uit, dis my ma gewees, wat net vir die Nee, kantoor- okay, nee, ek ken nie die storie nie. Wat 'n flip. Ja, dit was my enigste Nee, ooit secret Risha. admirer, en toe kom dit uit, maar dit was my ma. Dis so devastating. En dis so embarrassing, want soos ek het net so gebrag oor die keer dat ek net een keer 'n cool secret admirer gehad het, wat letterlik die guts gehad het, om kantoor toe te loop, vir hulle 'n boksie te gee, en nooit uitgekom en daarmee dat soos dit was hulle, wat dit vir my gegee het nie. Ek het so honored gevoel, en my bubbel was so gebars, toe ek hoor dit was nie die geval nie. Dis funny. Ja. Ek het onthou, vir my was dit soos 'n numbers game om te kyk hoeveel ouens gaan vir my op Valentine's 'n teddy of 'n chocolate of iets bring. En dan is ek soos, dan vra hulle my, maar kan ek hulle Valentine wees? Dan sê ek soos, ja, wel, Gert, Johan, Piet, het my ook klaar gevra, maar sure, jy kan ook wees. En dan van hulle was soos, okay, dan gee hulle die dingetjie vir my. En ander was dan soos, nee, gee terug die teddy, dan gee ek nou maar die teddy terug, dan gaan hy na die volgende girl toe. Dis funny. Nee, ek het Maar dit mense was net regtig- laerskool, hoërskool dink ek nie. Laerskool ek het se ooit 'n Valentine seentjies gehad nie. was baie meer romanties as hoërskool se seentjies. Laerskool seentjies is baie meer romanties as freaking mans. Ja, wat al? Wel, ek het hierdie week by die huis gekom. Toe het Morney 'n bos blomme vir my reg gehad, en nie net soos 'n bos blomme, jy weet, dan kry jy blomme, nou moet jy dit uit die pakkie uithaal, nou moet jy die stem sny, nou moet jy, dis eintlik bietjie werk om blomme Ja, te kry partymal. dit Toe ek hier aankom, dis dit klaar in die pot, klaar met water en klaar met die blomme sappies by. Oh, lovely. 'n Lasagna wat in die oond was, en wat nog, daar was nog iets, ek kan nie onthou nie. Maar anyway, net soos Net uit die blou vir lug, random. net vir random, en Och, sweet honestly, man. elke dag is Valentynsdag in Shut up. Maar ja, dit was sweet. Dus ek sê, okay, love is not dead. Dankie tog. En ek sien dit ook elke dag wanneer Morney vir my nog steeds die deur oopmaak voor ons in die kar klim, en ons het nou hierdie routine vir jare waar hy maak vir my die deur oop, ek gee vir hom 'n soen en ek klim in die kar en hy maak dit toe. En dit is net, ewen al is ons kwaad vir mekaar, daar is nie soos 'n scenario waarin ons nie die deur sal oopmaak en vir mekaar 'n soen gee wanneer ons in die kar inklim. Dit is baie cute. Ja, ek dink ook so. Ugh, liefde. Maar hierdie jaar is 'n lekker een, want hierdie jaar gaan ons albei iemand significant hê oor Valentynsdag, of dit nou hier by ons is en of dit nou daar in die verte is. Ja, die freaking para gaan nie wees nie, maar dis fyn. En dis julle eerste Valentynsdag. Ja, maar dis fyn. Dis fyn, ek is Fyn. fyn. Dis laat my gelaat nie. Hy's net soos nou, dit was nou 'n rowwe tyd, jy weet, Kersfeestyd, vakansietyd, jou verjaarsdag wat kom. Hy moet net bietjie 'n break vat tussenin. Valentynsdag kan nie ook gebeur nie. En toe Ja, beplan hy it's nou too baie much. slim dat hy nie hier is vir Valentynsdag nie. We sê net van, we see right through him. Hy moet versigtig wees. Ja. Maar wat is een van die most
romantic goed wat al met jou gebeur het? Honestly, probably iets Jou wat troue. my gedoen het. Nee, honestly, die troue self was nie vir my die mees romantiek. My engagement was baie romanties. Soos, dit was so... It was very well planned. Yes, ek voel Obviously, dit dis met Mornay. episode op sy eie wees, want ons moet net by Mornay al sy triks hoor. Enigiemand voordat hulle verloof raak, gaan in daai podcast na dit moet luister, om tips te kry, because it was very Even well... julle wedding planning, wat hy mee, Yes, hy wel, is julle net... albei gedoen het, maar ja. Ja, maar mostly him. Hy's Ja. regtig op het. Hy's nogals cool, actually. Ek like hom eintlik. Thinking about it. Ja, so dit was definitief the biggest romantic gesture wat ek ooit in my lewe Ja. gedoen het. Nog 'n ding wat romanties was wat hy gedoen het. En dit was nie eers supposed om romanties te wees nie, maar toe ek my finale jaar moes studeer vir my graad, toe moes ek 'n lening uitneem, soos van R50,000 of ietsie, en ek het nog nie kans gehad om dit te begin afbetaal nie, en toe een keer toe uiteindelik toe kry ek na my state vir die eerste keer, toe sien ek soos daar was 2 betalings van soos R6,000 wat my daar ingegaan het, van soos iemand random. Dis dit Mornay, wat nooit eers vir my gesê het, hy het net soos besluit, hy betaal nou, begin nou maar net my studie geld afbetaal, ons was nie verloof nie, ons was nie, soos, uit net, anyway, dit was O ja, want baie jy nice. kry mos soos daai reference number of wat jy dit dan, Ja, ja. ja. Ag, dis sweet. Dit was baie romanties. 'n ander keer was ons het net begin date eintlik, en hy het so super baie dinge gehad wat aangegaan het. Ek het nie lekker gevoel nie. Ek onthou ek was tweede jaar res publica, en hy was op pad om by 'n markie te gaan werk agter 'n stalletjie, en toe het hy my net gebel en gesê, hoorie, ek's oor 10 minute daar, ek kom laai gou iets af, maar toe het ons vir soos daar nie gepraat nie, want ek dink hy was baie besig gewees, en toe sit soos hy het net 'n yoghurtjie met soos 'n fancy Woolies yoghurtjie waaroor ons lankal teruggesels het, wat hy baie graag wou hê ek moes proe. By my kom aflaai, ek het soos hel gelyk daai dag. En dit was net voordat hy na die markie toe gaan, hy het net aan my gedink. 'n Ander keer was dit 'n dag net na ek eksamen geskryf het. Toe wag hy vir my buite die eksamenlokaal. Ons het glad nie beplan om mekaar daai dag te sien nie, met 'n sterry stampie. Dis hy sê, kom ons gaan nou die sterry stampie gaan drink. Ag, dis cute. Ja, maar nou is hy romant. Romantic. Ja. Dis sweet. Ja, ek dink maar ja, die engagement was, dit was so beautiful. Hy het fotograaf gereël, hy het die venue waar ons ontmoet het gebruik om te propose. Die dekor was so cute, hulle het 'n mat daar gesit en hy het die oulikste speech geskryf, en hy het met al ons spesiale vriende gereël om te feature iewers hierdie dag, by 'n plek wat vir ons spesiaal is. Ja, dit was net amazing, en seker die most romantic deel van daai dag was dat sy grootste goal was vir my om nie honger te raak nie. Hy het seker gemaak, maak nie saak waar ek is, die loop van die dag nie daar beter iets wees om te eet, want as daar een ding is wat die dag dalk potentially kan laat skeefloop, is dit as Risha honger is. En hy het even daaraan gedink, en dit was amazing. Ek was nog nooit so vol soos wat ek daai dag was nie. Wat is die most romantic ding wat met jou gebeur het? Ek het voor ek die vraag gevra het aan iets gedink. En nou kan ek nie onthou nie. Nee, stop. Was dit dalk daai kereltjie van jou wat al daai so spesiale goedjies, jou first love? Ja, wag, kom ek dink bietjie. Ek moet aan iets kan dink. Ja, surely. come on. Come on. Camelia. Chris Chameleon is in die huis. Almal. Ja, wel, actually, een netjie wat ek kan sê is, graad 9. Dus dit soos, ek het actually, jy weet, soos, ouens het jy soos uitgevra voor jylle eintlik gekuier het. Ja. Tegnies. So, I didn't see it coming at all. Ons het grade opening gehad, so dis basically soos saal, maar dis net jou graad. Dis cool. En ons is soos amper 400 in die graad, so dis 'n groot crowd, right? Ja. Dan het nou, ons as leiers, ek en hy, so dan, praat jy voor die graad. So glad nie weer dat hy toe vorentoe gaan en nou announcement maak of whatever. En
ja, toe roep hy my vorentoe. Dit was iets van, soos hy het begin praat, soos, hy wil die meisie met die mooiste bene in die graad uitvra, of iets soos dit, ek weet nie wat nie. En toe roep hy my vorentoe, en ek soos, what the hell? So toe vra hy my uit voor daai, soos 300, 400 mense, met 'n teddy. Dis 'n big deal. Dit Maar is het soos 3 weke uitgegaan, toe los hy my na sy een rugby game op die rugbyveld voor almal het gesien, hy los my. hoekom? Ag, ek dink, soos eintlik het hy van my vriendin gehou, en, ek was net nie 'n goeie girlfriend, toe ek graad 9 was nie, soos ek was nie affectionate nie, want ek was soos dis verkeerd, en so. Okay, so die klein hormonale seentjie het nie alles gekry wat hy wou hê nie, en 100% toe los hy jou op nie. die rugbyveld. Wat 'n diep. Ja, maar ook hoekom hy my gelos het, is want, iemand het na my toe gekom en vir my gesê, hy cheat op my. Toe vra ek hom op SMS nog, actually, ek weet nie hoekom nie. SMS in graad 9, dis weer. Ja, toe sê hy ietsie, stuur hy vir my iets, en toe reply ek net met 'n K. Kyk. En toe, dis hoekom hy my gelos het, legitly. Wel, kan ons hom ek wil ons met eendag dronk word en hom bel en my hoor gosh. hoekom het hy jou eintlik gelos. Ja, seriously. Wel, soos ek sê, soos ons het 3 weke, Ja, maar soos jy's obviously like- traumatized want jy vertel dit nou nog wat Ja, beteken. maar dit is net hilarious. Closure. As mense vir my 'n K stuur, dan sê ek net soos, wel, ek kan nou nooit weer Trauma. Geluk. Okay, maar dit is cool, dit het nou 'n klokkie in my kop laat lê. Jy weet hoe ook die vriend wat ons MC op ons troue was? Yes. Hy het mos 'n liedjie. Yes. En ja, dit is die cutest dit is sweet. ding. En dit gee vir my, wat sê ou wat, no, take yours and I'll take mine. Matthew Mole. Dit gee vir my Matthew Mole vibes. So wag, vertel die listeners die konteks. Okay, cool. So dit is 'n liedjie wat hierdie vriend van my geskryf. Ek weet nie of hy dit ek dink hy het dit geskryf. En dit het 'n music videoetjie. En die hele storie is soos wel die liedjie se naam is Sal jy my dadel wees, of die liedjie se naam is Dadel dink ek, en dan is die groot deel van so Sal jy my dadel wees, en obviously dit maak nie sin nie tot jy besef dadel in Engels is date. En dis so cheesy, maar so sweet, en actually regtig perfectly ge-execute en nogals goed. En dit is net soos ja, dit was nie cringe nie. Nee, nou is dit soos hierdie, en hy speel die ukulele dink ek, en sy sing, en dit is net 'n vibe, en dit begin met hierdie mannetjie, die video nou, wat in 'n hoompie sit en 'n milkshake drink, soos, en dan hoor jy daai geluid, en dan as jy weer sien, dan is hy soos op sy fiets, maar in die video is die fiets hierdie klein dogtertjie se fietsie, en dan ry hy in die straat, en ek is soos al die pad na die skoolsaal toe, en dan eindig dit nou in die skoolsaal, waar daar actually regtig daai dag soos een of ander event is. En dan kom die mannetjie nou daar's op die verhoog, en dan sê sy soos, hoorie, hy's nou uit asem uit, hy het deur al hierdie goed gegaan, hierdie meisie, sal jy asseblief my dadel wees vir matriekafskeid? En dan vra hy die meisie daar om sy date vir matriekafskeid te wees, en ek dink dit is die sweetste, biggest gesture, wat 'n matrieklaaitjie kan doen vir iemand, en nou is dit op YouTube, en dit is nou nog op ons running playlist, ek speel dit seker at least 4 keer 'n jaar, want ek like die liedjie, en ek dink nie hy weet dit nie, maar soos ons luister nou nog die liedjie, en dit is so cool, want ek onthou, hy is die persoon wat my en Morney aan mekaar voorgestel het, en die aand, ja, obviously die aand wat ons ontmoet het, was hy daar, en full circle moment was hy die MC op ons troue, en toe ek en hy begin vriende raak het, in klas toe joke ek nog soos, jy moet vir my liedjie skryf, en wat ook al, en toe skryf hy actually vir my liedjie, en ek het die recording verloor, which is so sad, want die liedjie was ook so goed, dit was soos, Amarisha, wat soos my volle naam is, en dan is dit soos, dan praat hy soos, jy's 'n blou oog, blonde haar meisie, en jy's 'n bietjie snaaks, maar jy's ietsie, ek weet nie eers nie, maar dit is so 'n goeie opsomming van my ook, en dit is so sweet, en dit is so goed gedoen. Ja, anyway, kudos vir hom. Wat hel, hoe cool. Ja, dis baie oulik. Ja, soos dit, ek voel dit is die classic link aan 'n romcom. Ja. Soos, en
ek love romcoms. Dis probably my favorite genre en ek het eendag gekyk om 100% myne. daai ook. fliek te kyk en ek weet jy het gesê dis nie noodwendig jou vibe daai fliek wat ek vir jou voorgestel Nee, ek het nie dit gesê nie. is dit- Ek het het dit jy dit geloof. Ek het dit gelike. Okay, want ja, almal weet mos nou van my nuwe fliek. Wat is die fliek se naam? People We Meet ja, on Vacation, ja. gebaseer op die boek wat geskryf is. ek sou dit eintlik wou lees. Ja, maar lees dit anyway want Maar blykbaar dis funny want die title pas nie by ja, hulle het wat nie op gebeur in die vacation fliek ontmoet nie. nie. Ja, maar anyway, dis 'n baie lekker easy to watch fliek. Wat ek hou daarvan is dat daar nie particularly baie explicit content in dit is nie. Jy Ja. weet soos deesdae se flieks soos Dis baie mooi. dis Die baie mooi, dis so scenes. kind of wholesome. Die mense is baie mooi. Ek het so hard gecrash op die lead daarso. Mia sê dis nie haar vibe nie, maar dis definitief myne, maar ek het wel vertel dis so hy's weird. bietjie soos gewoonlik sou dit my vibe wees, I guess, maar my current boyfriend is net soos glad nie so nie en obviously ek love ek my boyfriend, nee. Obviously hou ek van my boyfriend. So nou die character is baie mysterious en kind of soos CA-erig. Okay, maar ek voel net toe ek en Morney, my stytjie is nou seer. Toe ek en Morney die fliek gekyk het, is een van die eerste goed wat ons gesê het, die meisie laat ons dink aan my en die ou laat ons dink aan jou boyfriend. En dis hoekom ek vir jou gesê het om te kyk want die ou het my laat dink aan jou boyfriend. Ja, sy looks. sy looks, maar ook van sy mannerisms. Soos Ja, maar nie as sy hy- persoonlikheid nie. nee, nie sy persoonlikheid nie, maar as hy praat, soos daar's iets wat hy doen met sy kakebeen wat my laat dink aan jou boyfriend. Obviously sy height en Ja. soos kind of sy skin tone Ja, en sy hare. en soos sy build. So ja, ons het net heeltyd gedink, oh my goodness, daai ou laat ons so baie dink aan jou boyfriend. Dis nie eers snaaks nie. En die girl se personality was bietjie soos jy, ja. Ja, en want dit was weird vir my want as ek soos, oh my goodness, ek voel ek relate aan haar en ek het die grootste crush op die ou. Maar shit, die ou is Mia se boyfriend, maar ook shit, hier sit my man langs my en ek sit en crush op hierdie ou wat Mia se boyfriend is. Ek weet nie wat om te doen nie. Ja, ek het 'n innerlike konflik gehad, maar hier is ek nog steeds getroud, dankie tog. En hy is nog steeds my maatjie, want in my brein het dit basically gevoel asof ek cheat op Morney met my vriendin se boyfriend en dit was net toxic. Anyway, it didn't happen. It was just a movie. It was just a moment of weakness. Maar ja, highly recommend. Dit is een van die nuwer romcoms wat my laat dink het aan die classic romcoms, soos Feel Good, Slightly Innocent, net easy to watch. Maar ek dog jy noem nou ander romcoms op. Ek soos wat's feel good? Wat slightly. Maar weet jy, 'n gat in die opvoeding. Hoe nee, jy weet nie wat daai flieks is nie. Feel Good. Wat is die ander slightly innocent? Imagine. Dis 'n funny title. Ek voel dis 'n great Dit fliek is title. actually slightly innocent. Slightly. Dit klink soos ek. Dit klink soos okay, ek sien die storielyn. Dit is soos hierdie meisie wat in 'n soos 'n situasie gekom het waar sy baie geld nodig het en nou begin sy soos vriende raak met haar roommate wat soos 'n stripper of 'n prostituut is of ietsie. En nou moet sy begin indelf in hierdie prostituut storie in, maar soos sy's geen eintlik sy's 'n virgin. Ja. Sy's 'n virgin, is soos die hele storie gaan oor hoe sy moet probeer navigate om nog steeds soos geld te kry sonder om haar innocence weg te gee, maar obviously haar titel, sy word uitgehuur per uur, so dit sê Ja, en dan soos kry sy nou hierdie begin nou bietjie klink soos pretty pretty woman. woman. Want ek wou nou sê dan begin een ou haar regular word en dan begin sy nou soos oopmaak aan hom dat hierdie nie eintlik haar life is nie en dan word hulle verlief. Maar die ou is skatryk en hy's aantreklik, maar hy's ook 'n virgin. So dit begin in elk geval vir haar maklik want soos soos al wat hy en hulle is chats bou. Ja. Ja, en dan eventually is die eerste keer wat hulle actually intiem is omdat hulle verlief is. Ja. En dan, oh my
weird. Kan ons asseblief niemand met hierdie idee steel nie. Ons het 'n fliek geskryf nou net. Wat het mens meer nodig as 'n bietjie gras en vars lug om 'n fliek te Ja, skryf? letterlik. En hier sit Wie ons met ons cast corporate ons? werke. Wie cast ons? Dis 'n Leading, goeie. kom ons begin by die leading man, dis maklik. Hoe is dit maklik? Net want ek ken not actors. Okay, ek het Doen ek. blank geslaan met wie? Ja, ek soos doen Jacob ek. Elordi. Wie's dit? Hy speel nou in 'n fliek wat gaan uitkom met Margot Robbie. Okay, hy speel in Euphoria. Hy speel in Kissing Booth. O ja! Ja, okay. Ja! Ja, ek weet wie dit is. Okay, so hy Hy lyk bietjie vir my soos Edward van Twilight. Nee? soos Rob Pattinson. Ja? Mm-mm, Nee? Nee. Oh, wag, ek dink nou aan die ou Maar van ek voel ek ons dink is aan die ou van wat saai Ag man, Riverdale. Nee, dis nie hy nie. Die een met rooi hare. Nee. Ja. Ag nee, ek weet nou wie dit is. Ek dink Is dit nie die ou wat gespeel het in Wizards of Waverly Place nie? Justin van Wizards of Nee, Waverly die Place. jong boetie. Max Russo. Ja. Is dit nie hy nie? Ek's terrible. Ons gaan ek later Ek met dink definitief Harry Styles. Ek weet nie wat 'n goeie actor hy is nie though. Maar ja, ek kan hom nie sien as nee, maar ek sien ons moet virgin nie. ja, ek wil nou sê ons moet virgin in gedagte hou en nou neig ek na Timothy Chalamet toe want hy is nie vir my soos super hy is nie vir my op die oog af aantreklik nie, maar in sy acting soos die manier hoe sy gesig lyk wanneer hy act is nogals aantreklik. Maar hy gee nie masculine. Maar exactly, virgin, ryk, hy gee rich pretty boy vibes en ek dink soos hy kan skaam vibes afgee en dis hoekom hy 'n goeie cast sal wees. En dan die meisie moet ons iemand dink wat soos innocent voorkom maar wat ook soos lyk asof sy 'n tegniese prostituut kan wees. Ek voel sy moenie blond wees nie. Ja. Wat van het jy Stranger Things gekyk al? Nee. Weet jy, het jy daai video gekyk van Taylor Swift wat daai 9 minuut lank liedjie wat sy uitgebring het? All is Well dink ek wat gaan oor Jake Gyllenhaal. Dit was soos dit het die internet gebreek toe dit uitgekom het. Daar's hierdie rooi harige meisie wat in dit act, haar naam is Sadie Sink. En ek dink amper sy sal 'n goeie Okay. Okay, nee, maar ek gee my 'n bietjie jou voorstel. Ja, ek het weet nou nie, ek het nou die hoorie. full casting gedoen hierso. Nee, jy doen baie goed. Want obviously my reference van actors en actresses het geëindig in 2010 want ek is op Cameron Diaz. Ek het ook aan hom gedink, maar soos Jy kan nie nou nie. Nee, want Sy's te oud vir 60-year-old ons. version gaan nie Ja. right wees nie. Nee. Ja, soos wie is ek ken soos niemand. Scarlett Johansson, sy's ook daai. Ja, weet jy wie was my favorite actress? Ek weet nie wat haar naam nie. Sy is my favorite, hè. Weet dit of nie? Sy het sulke rooi hare, sy het in The Other Woman gespeel. Sy was die vrou. Ek weet van wie praat sy ook in Sy het in- 40-year-old virgin. Is hy nie die ma? Speel sy nie in 17 again? Ja. Love, sy is sy's die ma. so cute. Love Sy's so dramatic. Ek love love haar ook. Ja, maar ek kan haar Love. nie sien as daai rol. Nee, maar met maybe die Timothy rol se Chalamet. ma. Dat Maybe die hoofrol, die meisie se ma. Hoekom nie die man se ma nie? Want soos ek kan haar sien as 'n ryk tannie ook. Soos jy weet, Ja, maar dink net gou as daai vrou uitvind haar kind het besluit om 'n prostituut te word, soos hoe dramaties gaan sy wees. het jy al ooit 'n 40-year-old virgin gekyk? Nee, want dit is net vir my 'n weird, ek is te bang om te weet wat daar gaan gebeur. Nee, wag, ek dink nie dit is waarna ek dink nie. Daar's 'n ander dit is nie waarna ek dink nie. Wat is daai fliek Dis waarin Michael Scott. Ja, maar waarin speel hy en ek dink dis Ryan Gosling speel saam in 'n fliek. Dit is my Sy favorite is die- romcom. Wat is die naam van die fliek? Dis my favorite romcom. Sy is Crazy die ma. Stupid Love. Sy is Crazy daan Stupid- ook. Sy Ja. is die ma, Sy is maar daan ook. haar dogter Is het Emma nudes. O, ja. Nee. Nee. Die haar babysitter het nudes Ja. vir haar seun Man gestuur. gestuur. Man. Nee, seun gegee.
onthou die babysitter was die seun se babysitter obviously. Ja. En hy was soos hy het regtig 'n massive crush op Ja. haar gehad en toe het sy een keer ingeloop terwyl hy besig was om aan haar te dink. Ja. En toe sy nou op pad was college toe. Toe sy 'n koevertjie vir die O, ja. seun gegee, maar toe het die pa die koevertjie haar pa die koevertjie ontdek en toe het Maar hy wou dit nie, sy wou dit nie vir die seentjie gee nie, sy wou dit vir die pa gee. Sy het 'n crush gehad op Ek weet sy het 'n crush gehad op die pa, maar sy wou die nudes vir die seentjie Nee. gee as soos 'n here you go kind of. Nou, want sy het nog vir haar maatjie gaan vra wat ouer ouens date, toe vra sy hoe impress jy hulle en toe het sy vir haar verduidelik hoe om die foto's te neem. Okay. Maar So, sy het kan maybe sy het later dit vir die seentjie gegee Kan ons aan asseblief die einde van 'n die movie movie. night hou dat ons kan 'n refresher kry? Ja, maar jy is reg dat sy dit vir die seentjie gegee het aan die einde, maar die intensies van die foto's was vir die pa. Ek kan dit insien. Ek Ja. kan dit insien. Ek love daai movie. Ek love daai deel en dis obviously almal se dis die classic crazy stupid love deel waar Emma Stone staan daar en dan sê sy nou hy moet sy hemp uittrek en dan sy soos daai obviously soos Het jy 'n is jy six-pack? Photoshop soos ja en dan soos net daai En dan soos daar's 'n scene waar sy hardloop ook en ja, dis dieselfde, dis spring. is gebeur in dieselfde tyd, ja. Dan spring sy so. En ek sê dit was my so snaaks want dit was vir my baie raw of is dit 'n rom-com en dit is nie realisties nie. Het ek gevoel soos hoe sy dit gemaak het en dit gespeel het is soos something that can happen in real life. Soos Ja. dit was vir my soos ek kon relate met daai jy's flabbergasted, jy Want speel soos, nie joh. cool nie. Jy's net soos almal met ja. Ja, ek het dit Ek gelike. kan kind of jou persoonlikheid met haar align in daai fliek. Ja. Dis funny. Al Ja. gaan weer. Maar my sorry, nou sê ek interrupte heeltyd, maar Ja. ek love rom-coms. By ander rom-com wat ek so baie gekyk het, maar dit was soos 'n jy weet as jy net soos 'n afdag het, soos daar's nie eintlik 'n rede nie. Jy voel net soos bietjie heilrig, maar you don't know why. Dan het ek altyd Endless Love gekyk en ek het altyd op skool Maar dis 'n tablets heavy- gehad. Dis nie 'n rom-com eintlik nie. Dis meer soos 'n romantic Drama, ja, you're right, ja. Maar ek het dit op my tablet gehad. Sodat ek het gekyk sommer op my tablet. Oh, love that movie. Daai meisie het die langste arms in die geskiedenis van die mensdom. Maar besides that, soos love that movie en actually die ou wat die hoofkarakter daarin speel en ek dink hy het in Beastly ook gespeel en nog ander movies. Hy lyk so baie soos my eerste soos proper boyfriend wat ek gehad het op skool. Soos my first love situasie. En daai sy movies was in daai tyd wat ons soos Saam op was. skool was, ja. So ek het net al daai love stories gelaaf want dit is like of dit my boyfriend is en En weet jy, ek is net so geneig om elke keer wat ek 'n fliek kyk, vir as ek 'n tipe fliek verlief te raak op die hoofkarakter. ja. So hoe Daai dan ouens is jy is dat jy soos- nie verlief geraak het op jou Ja. soos dat jou mannetjie soos hom gelyk het nie? Ja, die ou was nie super attractive nie, maar omdat hy so baie soos my kerel gelyk het. En jy obviously van jou kerel hou en attracted is aan jou kerel, so toe sê ek soos ja, dit was weird. Ag man, Endless Love, daai ou is net so sweet. Nee, eers onthou, ek kan dit weer kyk en nie onthou eers wat gebeur nie. Ek onthou soos baie limited glimpses van die storie. Maar ja, Ja. ek kan dit weer kyk. Ek het actually vandag toe ek in die gym was toe vir een of ander toe speel daar liedjie wat net soos my regtig in 'n goeie mood gesit het, maar dit het my ook laat reminisce en dink aan die fliek Madagascar en ek het die visie gehad vir dit. So dit is soos iets wat ek moerlank soos baie al gekyk het. Maar toe is ek nogal soos ek kan nie Een eers of twee of drie. seker een. Ek kan nie eens onthou hoe dit soos wat alles gebeur nie. So Ja. ek kan dit weer kyk en dit weer geniet. En nou wil Ja. ek nog dit kyk heeltemal van topic af, maar while we're talking about movies, sukses. Ja. Daar is ook romance daarin. Gloria Jy sê val jy onthou vir sommer name. Mojo. Is hy die raccoon? Nee, Mojo is die ander sequel. Maar
Melvin, is dit Is hy sy die naam? leeu? Nee, hy is die nee, Marty. Wie is die kameelperd? Anyway, die kameelperd raak ja, die kameelperd is Ross van Friends. Die kameelperd raak verlief op Gloria die seekoei. Spoiler. Nou kan ek dit nie Ja, weer kyk sorry. vir 10 jaar nie. Maar dis cute. Okay, maar ek wil dit Dis 'n love story. Ek love animations. Dit gaan oor diversity. Oh, dis sulke diep themes. Ja, Hallo. Crossing barriers. Wat dink jy van die idee van Valentine's Day? Dit is dis ek voel dit take away van die idee van liefde, maar dit add weer Ja. iets cool. Ek het nog nooit tegnies Valentine's gevier nie, want dit is mos op wat, die 13de of something. Ek dog dit is net in plaas Nee, van dit Valentine's is Day. 'n legit day. Wat? Ek dink dit het probably begin op Parks and Recreation, dink ek, of een of ander so series het hulle dit gedoen. Soos die girl was funny en toe. Ja, maar ons het op universiteit vir Valentine's, want ek dink soos universiteit is daar nog redelik single girls, dan het ons soos opgedres, proper, hakke, make-up. Een keer is ons Spur toe, vir die soos, net, ja. Ander keer was ons regtig by 'n nice plek, en dan elke keer het ons gaan uitgaan daarna. En, ja, thinking about it, daai een Valentine's, toe gaan ons uit, en ons gaan eet het, en ons lyk nou almal mooi, en ons het soos leopardprint klere aangetrek, vir soos die fun, ek weet nie, for the funnies. Toe was al so flippend ou, wat so in die corner gestaan het van die kuierplek, en hy het net die hele tyd vir my gekyk, soos die hele tyd, en toe op 'n stadium, soos toe het ons mutual mense, so toe kom stel hulle hom voor aan my en stuff, en joh, ek kon nou net soos, hy was vir my so hot, en toe die volgende dag, toe message hy my, toe het hy my nommer by iemand gekry op een of ander manier, ek weet nie hoe nie, so dit was nog cool. In elk geval, dit is my Valentine's, ja, waarin jy kan ding. I don't know, Ja. ek is so keen vir dit, want ek voel, soos ek het nou gesê, Valentine's is vir my lekker, want ek het dit geniet om soos my maatjie se dis treat, Ja. en ons het ook soos ons het 'n gift, ons het 'n secret Valentine. ding gedoen, ja, in die koshuis, het ons net ons vriendinne nou soos name geshuffle, en toe moes jy nou R100 gift doen, so dit was cute. Dit is cute. Ek dink dat ek sukkel op die oomblik soos om te soos ek het net nou op die oomblik nie so baie soos girl friends nie. Ek het nog nooit 'n girl groepie gehad. Soos wat 'n groep. Soos ek het vriendinne, Ja, maar exactly. niemand is Ja, ek het nie 'n so groepie nie. related. Ja, ek weet, en soos laaste ding wat ek wil doen is om klomp mense wat nie klaar in dieselfde vriendekring is, in 'n groepie in te druk om dit om Ja. my eie event. Soos ek was nog nooit so iemand nie. Jy weet ek hou nie 'n verjaarsdag partytjie nie. Ek hou soos klomp incremental gatherings, want ek's nie lus vir die hassle van om net klomp mense bymekaar te sit en dan die pressure te hê om te hoop dit vloei nie. Ja, So ek voel Valentine's vir my is iets wat ek wens ek kon doen, same. maar iets wat ek wens nie ek doen het soos 'n tight 5 girl vriendekring gehad. nie. Same. Maar soos dit is ook, ek hou ook nie daarvan nie. Ek ook So, nie, want dit is soveel is soos nou moet jy die heeltyd kind of gedoen om deel te wees van die vriendekring, waar soos om 'n vriendin te hê is solo maintenance, soos dit ek voel net dis anders. Ek Ja. dink net en leefstyl wise kan ek net nie sien dat dit meer my vibe is nie. Soos dis ook moeilik om 5 mense te kry wat jy sincerely like, wat mekaar sincerely Ja. like. Soos, Ja, en almal like mekaar. ja, waar is kry moeilik. mens dit? Ek Ja. dink nie ek het al ooit dit gehad nie. Daar's altyd iemand wat iemand nie like nie. Ja. En dis altyd soos maybe hierdie twee was eintlik beste maatjies. Ja. En toe word die een nou met 'n ander een maatjies op universiteit, so toe word dit nou en dan is dit sulke add-ons en dan is dit eintlik hierdie twee is eintlik die besties en die ander is net soos Ekstra. plus ones Ja. of whatever. Ja. Ja, so dit is nou maar net iets wat ek net nie sal hê nie. En
Ja, ek wens nog altyd ek was deel van 'n vriendegroep. Ewen ons is 'n special 3 dynamic. Ja, Maar soos maar ek ja. hou net te veel van mans Om hulle uit te sny en die hele tyd by die girls ja, te wees. soos En ek voel hulle bring 'n fun element, soos hulle bring ietsie anders. ja, heeltemal iets anders want soos ek voel die manier partykeer hoe ouens oor goed dink is anders as hoe ek oor goed dink. So dis vir my lekker om met hulle te chat oor sekere goed want jy gaan ander input kry as met sê maar majority meisies. Soos ek wil Ja. nou nie generalize nie. Maar soos ek is ook ek hou ook daarvan om girly goed te doen en om tyd saam met die girls te spandeer en whatever, maar ja, ek hou ook van my seuns vriende, soos regtig baie. Ek sien saam en mense het so min tyd as 'n groot mens om die heeltyd aparte goed te doen. Nou eers met die girls en dan nog 'n wat Ja, together weet jy- is net nie. Een ding wat ek regtig dislike is wanneer mens by 'n braai is en al die ouens staan by die braai en al die meisies sit by die tafel of wat ook al. Want dan so stap ek sommer verby dan hoor ek waaroor die ouens chat soms. Dan sê ek soos, ek wil nou ook daaroor chat. Ja, ek Nooit soos obviously nie sport shit nie, maar partykeer sal hulle oor goed praat en dan sê ek soos as ek nou nog een keer met hierdie meisies praat oor hulle nuwe potstel wat hulle gekoop het of iets gaan ek maar ek so I share the sentiment en ek was op 'n stadium ook baie passionate daaroor. Maar ek het wel nou nogals agtergekom spesifiek in daai een vriendekring van my waar almal getroud is. Soos dit gebeur net ook naturally dat die mans en die meisies skei en ek kind of gun dit byvoorbeeld vir Morney om alleen bietjie met die manne te kuier in so 'n setting want hy sien nie eintlik mans vriende buite dit nie en daar is net goed waaroor hulle super passionate is waaroor ek glad nie passionate is nie soos guns, soos karre, soos sport en ek voel net dit is 'n great geleentheid vir hulle om dit te doen en ja, dit begin vir my soos wat ek ouer raak net al hoe meer sin maak hoekom dit gebeur. Ja. En including soos hoekom meisies meer into die kos maak is want meisies worry meer hoe die kos proe byvoorbeeld. En soos ja, sure, meisies moenie agter die kombuis wees die hele tyd nie, dit is nie, maar soos selfe tyd, meisies weet wat hulle wil hê en hulle weet hoe om dit goed te doen en dis hoekom dit gebeur. Soos ek in theory stem ek saam met jou, maar ek het al agtergekom hoekom dit so gebeur en dit is maar net want mense is naturally meer inclined om te resonate met dit wat die girls sê of wat ook al. Ek sal nou nogals ek dink ek is op 'n plek wat ek soos baie advies van meisies af vra. So ek is partykeer soos kan die ouens net gou weer weggaan want ek moet nou met die girls chat. Ja. Soos we need to unpack stuff. Come on. So dit is okay, ouens, ag wil julle net maar 'n bietjie gaga. Ek gaan dalk koeltjie draai of iets nie. En die meisie gesprekke raak al hoe meer juicy. Ek voel dit doen. Ek laat soms dit depend. Dis dit depend regtig maar ja ook wie die meisies is en dis so. As dit soms, as dit nou eintlik al die manne is chommies en nou ons is nou maar net die plus ones. En nou moet jy mekaar leer ken en wat is vir jou interessant, wat is vir my interessant. So, dan praat mense oor hierdie so dom goeters. Ja, die beginner chats en kan die vriendekring, daai vriendekring wat jy nou van weet, is actually hoe dit vir my uitbegin het. Soos die manne was vriende en ek was 'n plus one en ek het actually vir jare nie naturally met nie geklik nie. Soos ons was van die begin af baie soos gemaklik met mekaar, maar jy kon voel jy is die plus one, maar die laaste 2 jaar kan ek nogal sê dit het verander en ons is nou actually ook vriendinne en dit is nou lekker. Ja, jy weet, okay. Dis oulik. Ja, ek dink en dit bring vir mense hoop want om te dink dat die res van jou lewe gaan dit so lyk dat jy gaan elke keer voel soos die plus one as daai manne bymekaar wil kom. Dit hoef nie so te wees nie, dit kan eventually verander al vat dit jare. Iemand sing hierso verskriklik. Dink jy hulle sing hulle lover of iets? Maybe hulle begin ek dink die hele tyd daaroor en ons het dit nog steeds nie geshare nie.
die singvideo's. Ons moet dit share. Oh my gosh, ja. Oh, Ek sal ek gaan nou omdraai en my rug. dit gaan seer wees. En Hoorie, wat is jou opinie oor iemand vra om jou Valentine te wees? Wat is die proses? When in time do you do it? Do you do it? ek weet nie, ek dink nie iemand het my al ooit gevra om hulle Valentine te wees nie. En ek voel ek's nie veel gepla daaroor nie, want as jy in 'n verhouding is, obviously as jy daai persoon se Valentine, hoekom wag jy om gevra te word? Ja, En ook soos ek voel jy sê dan net happy Valentine. ja. Nee, ek dink is sweet op skool, want soos dit is kind of, maar ook hoekom sê Ook jy want nie jy net gaan dan nog nie uit my. ja, hoekom sê jy nie net sal jy my meisie wees op Valentine's Day nie? Hoekom is Valentine's Day nie 'n dag om die liefde te bid of sal jy met my op 'n date gaan of iets soos dit in plaas van sal jy my Valentine's wees vir vandag wat Ja. Valentine'sdag is en dan nog En dan wat niks dan nie. Hoorie, een ding wat ek net moet disclose hierso vir die wêreld. Asseblief, wie ook al my toekomstige man gaan wees, hopelik my current boyfriend, moenie my vra om te trou op Valentynsdag nie. Asseblief, ek vra jou so mooi. I'm putting it out there. Don't do it. En ek Dankie. En ook nie op my verjaarsdag nie en ook nie op Kersfees nie. dink Dankie. wat van New Year? Dis omdat ek New-Year's Eve, ja, so. Ek dink ook so, ek dink dit kan so fun Dit sal cool wees. Ja. Ek- Met dis fireworks fine met in die my. background. Ek imagine jou in 'n sequin silver rokkie. Ja, dis Ja. fitting. Dit is En ja, jy kan nou argumenteer, ja, Valentine's is super fitting, maar ek's net soos you. nee, ek weet nie Ja, hoekom dit wat irk my my rede nie, maar ek is net Ek stem soos saam. nee. Dis te cheesy. Maar anyway, ek sien nou baie goed op Instagram van it's the 10th of January and he still hasn't asked me to be his Valentine yet. So I'm so upset. Soos jou man. En toe begin ek wonder daaroor, soos, het jy voor dit gaan? Nee. Toe begin ek wonder, soos, moet ek nou my boyfriend vra om my Nee. Valentine te wees? Soos 'n week voor Eerstens Valentynsdag. nee, want Ek dit is tog het nie skrikkeljaar. gebeur op Ek tog dis op Valentine's wat jy soos sê is what on earth. Nee, maar as dit op Valentine's is, hoe gaan jy weet om die dag oop te hou om met daai persoon te Ja, celebrate? dis ook waar. Maar so basically doen jy iets romanties om hulle te vra om jou Valentine te wees 'n week voor die tyd of 'n maand voor die tyd of whatever. En dan op Valentine's moet jy ook iets doen. Weet jy wat sal sweet wees? Is As my boyfriend in dieselfde stad is as ek op Nee. Valentine's, ja, super sweet. as jy op jou troue sê, I vow to always be your Valentine. Ja, super cute. En love dan it. hoef jy nie ooit te vra nie, want ek vow ek gaan altyd cheat the system. I love the idea. Ja. Hoorie, het julle in julle vows gesê, you promise to be faithful? Of soos? Not gonna lie, ek weet nie eers wat ek gesê het nie. Ek het net gesê yes. So as Hulle hulle het julle het nie nee, vows ons het nie ons gedoen eie nie. vows Ja. gedoen nie, want ek was nie lus om nog goed te memorize op die dag nie. Ja. Veral soos daai hele week is so besig om nog dit intussen vows te memorize en ek is nie iemand vir aflees nie. Ek sou nie. So ek sou moes as ek commit, sou ek dit moes uit from the heart sê. Maak dit sin. Soos ek gaan nie van 'n briefie af my vows lees nie. Ja. So ja. That's the thing. Okay. Ek dink ek sal. Van 'n briefie af. Ja. Ek dink dit is cool as jy dit doen. Nee, ek verstaan wat jy sê. Ek dink net ek gaan dit nie kan memorize nie. Ek wil ook nie hê my man moet Voel hy moet nie. ek wil nie hê iemand moet daar iets uitdink nie. Dit gaan my upset. Soos ek voel jy moet dit beplan het. Ja. So as jy dit memorize is dit fine. Ek gee nie om nie, maar moenie sê jy gaan op die spot jou. So dan gaan ek trust issues sê. Soos het hy dit gememorize of het hy op die spot dit Soos, that's too good. ja. Dink jy so jou mannetjie hy is Engels? Dink jy as julle sou trou, sal julle vows of wat ook al in Afrikaans of Engels wees? Ek sal myne probeer in Afrikaans doen. Screw die mense. En dink jy dit gaan die ceremony sal in Afrikaans of Engels wees? Nee, Mix. ek dink so dit klink of hy is 'n persoon in gedagte het wie hy wil hê met hom trou.
Oh, So, Engels. dans dit Engels. Maar, hoe cross that bridge when we get there? Ons is nog nie 6 maande saam nie. Dit voel asof julle al 'n jaar saam is. Ja, dis amper 6 maande. Wel, oor 3 maande kon julle al 'n kind kry. Gister, actually, nee, nie dat tyd nou sin maak op die podcast nie, Wat is maar tyd anyway? ja, gister was ons date 6 maande, ons eerste date 6 maande terug. En ek was daar. En jy was daar. Footage. Oh my gosh. Wat 100% op jou troues Stalker gespeel word, of at the footage. very least op soos een of ander spesiale moment. Dis so snaaks. Dit was great, honestly. En ek het jou skoene aangehad. Jy het my skoene aangehad. Ja. Vertel ons luisteraars van soos hoe random jou date actually was. Soos hy het soos eerste ding wat hy gesê het is, "Yo, you're tall." Ja. En toe sê hy soos, "What shoes are you wearing?" En toe sê ek soos, "Fok, ek weet nie," en ek kyk af en ek soos, "O, ja, actually die skoene het 'n klein hakkie." Soos ek nie geweet nie, want dis nie my skoene nie. Oh, dit was so Ek het vir hom in funny. the moment gesê dis nie jou skoene nie. Nee. Het jy al ooit vir hom gesê dis Ek nie jou? het, en weet jy wat eintlik nou baie funny, soos ek het 'n paar dae later seker dit vir hom vertel. Toe toe vlieg ek nou vir vakansie Kaap toe om sy ouers te ontmoet. Ja. En die oggend, so ek het die aand geland, toe die oggend 9 uur moet ons sy ouers ontmoet vir breakfast. En ek is soos gewoonlik bietjie laat. So hy try my maar help dat ek bietjie betyds is, want hy hou nie daarvan om laat te wees nie. Op 'n baie mooi manier. In elk geval, en ek soos, okay, ek moet nog net my skoene aantrek, dan se ek reg. En ek soos gooi my hele tas uit. Ek kry nie my skoene nie. Ek bel my ma. Ek soos, "Mamma, lê my skoene nog daar by julle." Want ek kry dit nie, want ek het my tas gepak by my woonstel en toe gaan ek na my maale toe. Want hulle moet my vat lughawe toe. So toe maak ek klaar en pak klaar by die huis. Toe het ek my skoene uitgehaal. Toe het ek niks skoene nie, net die skoene waarmee ek gevlieg het. En dit het glad nie gepas vir die outfit wat ek nou saam met hulle by hierdie wynplaas gaan breakfast nie. En ek sonder paniek, ek lê op die vloer. Ek soos, "Mamma, wat hel? Hoekom moet ek nie my skoene pak nie?" En hy lag net homself dood. En toe klik ek en sy ma dieselfde saai skoen. So toe gaan kry ek by die tannie net skoene. Ja, ek So voel toe het ek die eerste dag wat ek hulle ontmoet het, Oh. al skoene aan. Well, if the shoe fits, hè? Ja. Okay, maar op daai baie interessante noot dink ek ons moet nou hier afsluit because our recorder is about to die. Oh shit, En ons okay. kan nie dit gebeur nie, maar hierdie was 'n baie lekker chat. Ek het dit geniet. Ek dink gaan geniet Valentynsdag, gaan doen ietsie spesiaal. Chocolate. Lewe is te kort, eet chocolates. As jy gaan nie 'n eet uit. Valentine het nie, Hê 'n Galentine. gaan geniet dit jouself soos ek het vir 2 Valentines na mekaar het ek en my ma gaan movie saam en net daar rondgeloop. Daar's altyd soos mooi liggies of musiek of wat ook al by hierdie restaurante of winkelsentrums of wat ook al. Ons het gaan movie en ons het lekker gaan uit eet en dis 'n lekker Valentines, want dit is net 'n vibe. Daai het jy dit. Ek hoop jy geniet dit. Okay. Op daai noot. Lekker. dag. Je t'aime. Ciao. Ik liebe dich. Ich liebe dich. Oh, love.